Goed, het jy al ooit hieroor gewonder, wie was die koning in antieke Israel voor hy die eerste koning gehad het? Dit klink soos 'n teenstrydigheid, né? Wel, daardie oënskynlike raaisel in die Ou Testament verklap eintlik 'n ongelooflike diep waarheid oor leierskap en goddelike heerskappy. En vandag gaan ons dit stuk vir stuk uitmekaar haal. Die hele ding draai om 'n enkele, fascinerende vers wat die geskiedenis, soos ons dit ken, oënskynlik heeltemal op sy kop keer. Hierdie woorde kom uit die boek Deuteronomium. Dis deel van 'n seën wat Moses oor die volk uitspreek, letterlik net voor sy dood. So jy kan jouself indink, hier is sy laaste woorde. Dit gee dit nogal baie gewig. En dit bring ons nou by die kern van die saak. Die vers praat van 'n koning, maar lank voor daar konings was. Die teks sê dit duidelik, 'n koning, maar ons weet uit die geskiedenis dat Israel se eerste menslike koning, Saul, eers eeue later op die toneel sou verskyn. So, hoe kan dit wees? En dit is die groot vraag wat ons vandag gaan probeer antwoord. As dit nie 'n mens was nie, wie was hierdie koning dan? Om uit te vind wie hierdie koning was, moet ons die leidrade in die teks self begin soek. En die eerste een lê in daardie presiese woorde. Wie presies is die koning in Israel? En hier is die antwoord. Die teks wys vir ons dat die koning waarna hier verwys word glad nie 'n mens is nie. Nee, dit is God self. Hy word voorgehou as die ware, die soewereine leier van sy volk. So, as God die koning is, dan bring dit ons by 'n nuwe vraag. Want die tweede deel van die vers vertel ons presies wanneer hierdie goddelike heerskappy, hierdie krag van 'n verenigde volk, die duidelikste sigbaar was. Kyk, hierdie frase, die samekoms van die leiers, beskryf 'n baie spesifieke gebeurtenis. Dis 'n formele vergadering waar die hoofde van al 12 stamme van Israel in volkomme eenheid saamgekom het. So, nou begin die stukke van die ligkaart in mekaar pas. As ons hierdie twee leidrade bymekaar sit, God is die koning en die leiers kom bymekaar, dan sien ons die diep waarheid wat die vers probeer oordra. God is die ware heerser. Die proses het min of meer in 3 stappe gewerk. Eerstens, by Sinai vestig God sy heerskappy deur sy wet te gee. Dis die reëls. Dan, die tweede stap is dat die leiers en die stamme saamkom, verenig onder daardie selfde wet. En in daardie oomblik van eenheid, wel, dan gebeur stap 3. God se koninklike gesag word sigbaar vir almal om te sien. Om dit heeltemal eenvoudig te stel, daardie eenheid van die stamme was nie net 'n politieke byeenkoms nie. Dit was die fisiese bewys, die demonstrasie van God se koningskap oor hulle. En die konteks hier is alles. Moses was besig om hulle te herinner dat hulle trou nie aan 'n mens verskuldig is nie, maar aan God. So, hierdie byeenkomste was eintlik dade van godsdienstige lojaliteit, veel meer as net politieke vergaderings. Dit was 'n herinnering dat hulle ware koning onsigbaar is, 'n idee wat later in skrille kontras sou staan met hulle versoek vir 'n menslike koning. En net so word die raaisel opgelos. Die koning wat lank voor Saul al geheers het, was God self. En sy heerskappy, sy gesag, het die helderste geskyn, nie in 'n paleis nie, maar in die harmoniese eenheid van sy mense. Dit laat ons met 'n laaste, belangrike gedagte om oor te dink. Wat kan hierdie antieke konsep dat ware leierskap sigbaar word in eenheid ons vandag leer oor ons eie gemeenskappe en selfs ons nasies?